peppermint-crust-tart is 'n klassieke Suid-Afrikaanse nagereg, maar ek gaan dit so effe optower sonder om die hart en die siel daarvan te verloor. Want wat dit vir my besonder maak is die kontras van teksture, romerigheid, krakerigheid en dan daardie vars ligte afronding. Nou jy kan dit aanbied as 'n groot uitnodigende taart vir 'n tafel soos wat ek al reeds hier aan die kant het, of jy kan hom verfyn om dit in individuele porsies, soos van die bak in die individuele porsies vir 'n meer elegante en stylvolle aanbieding. Ek het begin met my room. Nou, en soos met enige verfynde nagereg, begin alles in die detail van die voorbereiding. My mengbak was goed verkoel en ek klits die lang lewe whipping cream tot sagte fluweelagtige punte vorm. Maak seker jy gebruik daai lang lewe room wat op die verpakking sê die whipping cream. Nou ek vind vars room is partykeer bietjie waterig. In 'n aparte bak meng ons dan die caramel treat net liggies totdat dit 'n gladder tekstuur het. Ek gebruik sommer hierdie whisk om dit so te kry. Nou ek vou dan eers 'n klein hoeveelheid room by hierdie karamel in om dit net meer vloei of werkbaar te kry. En dan die res stadig met sorg kan jy dit dan nou net lig inmeng. Hou so 'n bietjie van hierdie room dan nou een kant, ons gebruik dit net vir afronding bo-op. Daarna voeg ek van die fyn gekapte peppermint crisp binne in hierdie mengsel. Dis daai wat die kenmerkende tekstuur en dan geur in die nagereg bring. Indien jy 'n meer gestruktureerde, ek val oor hierdie woorde, kan jy 'n stabiliseerder soos gelatine of 'n whippet gebruik, veral as jy dit vooraf voorberei om as 'n los individuele porsie dan nou uit daai bak uit op te dien. Vir 'n maklike weergawe gebruik jy dan nou die individuele glase. Die doel van die nagereg is om die mengsel wat ryk is, maar steeds lig op jou tong is. Nou ek gaan aangaan om hierdie alles bymekaar te meng soos ek nou verduidelik het, en dan is ons reg om die elemente in die glase in te sit. So as ek terug is, begin ons om hierdie nagereg laag vir laag te bou. Dit is waar eenvoud en elegansie bymekaar kom. Nou begin ek met die glase, of as jy 'n groot bak gebruik, volg jy eintlik maar net presies dieselfde stappe. Nou ek begin met 'n laag van die tennisbeskuitjies wat ek verkrummel het en met 'n bietjie gesmelte botter gemeng het. Dit breek die ryk romerigheid. Daarna 'n dun fluweelagtige laag van die karamelroommengsel. Nou hierdie proses herhaal ek laag vir laag totdat die glasie opgevul is. En dan eindig ek met 'n sagte romerige bokant van die room wat ek dan nou natuurlik eenkant gehou het. So, hier is die glasie. Ek het al begin so bietjie, ek gaan nog so ekstra bietjie ingooi. Jy sal oplet dat ek hier nie die laagies bietjie dikker gemaak het, net om my bokant is bietjie dunner waar ek dit insit, dit maak dit net makliker. Jy kan natuurlik dunner laagies insit om dit mooier te laat lyk, maar ek voel hierdie werk. Ek gaan nou vir julle vertel wat is my volgende laag. Nou die taart of die glasies gaan ook yskas toe vir 'n goeie hoeveelheid tyd. Verkieslik oornag sodat die teksture mooi kan set en ontwikkel. Nou net voor opdiening voltooi ek dit met 'n ligte laag vars geklopte room soos ek nou gesê het en die fyn afwerking van die peppermint crisp. Nou kom ek kyk gou hoe verder kan ek klaarkom, en net dat jy weet, ek het nie hierdie op die resep gesit nie, maar dit is opsioneel en jy kan dit insit. Hierdie het sommer as 'n tweede gedagte ingekom nadat ek die resep vir jou geskryf het. So hierdie is klaargemaakte chocolate brownies wat ek gekoop het, sommer so van die rak af, en dan het ek dit net op verkrummel. So kyk, jy gaan stroopsoet wees nadat jy hierdie geëet het, maar dit gaan mos nou maar oor die lekkerte. Hierso is ook net 'n bietjie van die karamel wat ek dan bo-op gaan sit en daai geklopte room. Ek gaan dit nou klaarmaak terwyl julle aangaan. Nou wanneer ek terug is, rond ons dan nou hierdie nagereg wat ek gepak het of gelaag het af met 'n vars element wat alles perfek gaan balanseer. Nou vir die laaste afronding het ek 'n eenvoudige vars arbei en kruisement salsa of kompot. Nou al wat ek gedoen het, ek sny vars arbeie in klein blokkies en voeg 'n tikkie strooi suiker
by om die natuurlike soetheid te versterk. Dan meng ek die fyn gekapte kruisement liggies deur, net genoeg om die varsheid en die aroma te bring sonder om dit te oorheers. Nou hierdie element is vir my die sleutel. Dit sny deur die rykheid van die tert en dit bring natuurlik die balans. Nou ek skep 'n lepel van die arbei en die mintsalsa oor elke porsie net voor opdiening dan nou. Jy sal sien, hierso is 'n doodgewone tert soos jy hom ken en hierso is nou my, kom ons noem dit maar 'n bietjie meer moderne weergawe. So eenvoudig soos dit, skep jy net hierdie arbei bo-op. En die kleur laat die hele nagereg sommer mooi pop. Nou bedien die nagereg koud saam met 'n glas Robertson Winery Citrusy vonkelwyn vir 'n ligte sprankelende afronding. Nou hierdie peppermint crisp tert is 'n viering van eenvoud, maar met 'n verfynde aanslag. Ryk, romerig, vars en perfek gebalanseerd. Die resep is beskikbaar op ons webtuiste. Geniet jou naweek en onthou, selfs die eenvoudigste nagereg kan iets spesonders wees wanneer dit met sorg voorberei word.